Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Nou soos julle weet, doen ek gewoonlik nie Moedersdag of sulke tipe boodskappe nie, maar ek het gevoel ek wil vandag 'n uitsondering maak. En as jy nou 'n man is, luister asseblief saam, want alhoewel ek bietjie eer aan ons mammas wil bring, verwys ek steeds na God se woord en omdat sy woord lewendig en kragtig en skerper as enige swaard is ek oortuig dat enige iemand iets uit hierdie boodskap kan kry. Ek wil vandag bietjie kyk na die unsung heroes van ons Bybelse heroes. En ek kies vir die Engels, maar onbesonge helde klink net vir my verskriklik hoogdrawend. En met unsung heroes bedoel ek die ma's van bekende Bybelhelde. Ons lees soms net van die helde en hoor net preke van die helde, maar vergeet dalk hoe groot held die ma was. En ek wil daarmee saam ons so 'n bietjie laat reflekteer en waardeer hoe groot held ons elkeen se ma in ons eie lewe was. En terwyl ek dit sê, besef ek daar's mense wat na hierdie boodskap luister, wie se ma glad nie held was nie. Wat moontlik die oorsaak was dat jou lewe vir 'n stadium soos 'n woestyn gevoel het. En ek wil uit my hart uit my simpatie met jou deel en opreg sê dat ek jammer is dat die lewe jou so onverdiende klap gegee het. Maar ek wil jou ook met hierdie gedagte bemoedig. As jy wedergebore is, het jy nou 'n nuwe gees met 'n nuwe natuur en het jy die volle potensiaal in jou om nie dieselfde foute te maak nie. Maar jy het die krag van die Heilige Gees in jou om van hier af vorentoe anders te wees en anders te leef. Jy kan daai afsny en 'n nuwe begin maak. Jou verlede het nie nodig om jou toekoms te definieer nie. Nou as gevolg van tyd kan ek nou nie vandag na al die mamma helde in die woord kyk nie, maar ek het so 4 uitgekies wat ek graag wil uitsonder. En die eerste een waarna ek wil kyk is Jochebed. Wie? Jochebed. Sy was Moses se ma, die absolute toonbeeld van onselfsugtige liefde. Net om jou te herinner, die farao wat geheers het in die tyd toe Moses gebore is, het 'n bevel uitgereik dat al die Hebreëse seentjies wat gebore word in die Nyl gegooi moes word. Maar Jochebed kon dit nie oor haar moederhart kry nie, en sy het haar eie lewe op die spel geplaas om die lewe van haar seun te spaar. Want as hulle haar sou vang dat sy hom nie doodgemaak het nie, sou hulle haar doodgemaak het. Verder het sy in absolute geloof hom in 'n klein krippie gesit wat sy water gemaak het en hom op die Nyl laat gaan, met hoop en geloof dat iemand hom sou vind en groot maak. En nie net is haar geloof beantwoord nie, maar die iemand was toe niemand anders as Farao se eie dogter wat hom in die Nyl gekry het en hom groot gemaak het as haar eie. En hierdie seentjie word seker een van die bekendste en prominentste figure en helde in die Ou Testament. En alles het begin by 'n moeder met onvoorwaardelike liefde, omgee, geloof en guts. Die tweede mamma waarby ek wil stil staan is Hanna, die profeet Samuel se ma. Die woord vertel ons dat sy nie kon kinders kry nie en dit het haar hart gebreek. Sy maak aan die Here 'n belofte om, as hy aan haar 'n seun sou gee, sy hom vir God sou teruggee vir sy dienswerk. Die Here ontferm hom oor haar en sy word swanger en gee geboorte aan 'n seentjie. En getrou aan haar belofte, gee sy hierdie seun aan Eli nadat sy hom gespeen het, en Samuel het onder andere die voorreg gehad om Israel se eerste 2 konings te salf, naamlik Saul en dan later ook Dawid. Seker een van Israel se bekendste en gerespekteerde konings. En wat vir my so mooi is van hierdie verhaal, is dat God vir Hanna 2voudig seën vir haar getrou het aan haar woord om haar seun vir diens aan hom te gee. Nie net word hierdie seun 'n besonderse groot en gesiene profeet in Israel nie, maar God het haar ook verder met nog 3 seuns en 2 dogters geseën. Die derde mamma, en ook in hierdie geval die ouma wat ek ook wil herken, is Eunice en haar ma Louise. Hulle was die ma en ouma van Timoteus. En wat hulle so besonders maak, is die geloof wat hulle in God en Jesus gehad het. Soveel so dat Paulus 2 keer daarvan melding maak. In 2 Timoteus 1 vers 5 skryf hy, en as ek my herinner aan die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en jou moeder Eunice, en wat, daarvan is ek oortuig,
ook in jou is. Die Nuwe Lewende Vertaling noem dit opregte geloof, wat in sy ouma en sy ma was, wat nou ook in hom is. Wat Eunice so besonders maak, is dat ons weet dat sy met 'n Griek getroud was. Ons lees nêrens dat hy 'n gelowige man was nie. Wat dit baie besonders maak dat Eunice, ten spyte daarvan dat sy heel waarskynlik geen ondersteuning van haar man af gekry het nie, nog steeds vir Timoteus van God en Jesus geleer het. Kyk wat staan in 2 Timoteus 3 vers 14 en 15. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En dat jy van kleins af, hoor mooi, dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Wie sou hom die Heilige Skrifte leer toe hy klein was? Niemand anders as sy ma en sy ouma nie. En hulle het dit uit absolute liefde gedoen vir God, maar ook vir Timoteus. Soveel so, dat hy onder Paulus gementor is as 'n disipel en herder van Jesus se liggaam. Mamma, moenie die krag en invloed van jou geloof en die deel van God se woord met jou kinders gering ag nie. Die saad wat jy saai, het onmeetbare potensiaal in God se hande en in sy koninkryk. Al lyk dit soms asof hulle nie daarna luister of dit raak sien nie, moenie ophou nie, moenie opgee nie. God se woord keer nie ledig na hom terug nie. Die laaste mamma waaraan ek wil eer bring is Maria, Jesus se ma. Toe Gabriël vir haar die tyding in Lukas 1 gebring het dat sy sou swanger word met die verlosser van die wêreld, God se eie seun, het sy nie die luxury gehad om die res van die Nuwe Testament te kon lees om te sien hoe hierdie storie sou uitspeel nie. Maar in haar onsekerheid en in haar vrees, het sy die guts gehad om hierdie amazing en kragtige woorde te spreek. Ek haal vir jou aan uit Lukas 1 vers 38. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens u woord. Laat dit met my gaan volgens u woord. In haar onsekerheid oor presies wat God se woord alles impliseer, sê sy vir hom ja. En die woord self begin om in haar te vorm. Nou wil ek vandag vir elke liewe mamma en vrou sê, moenie toelaat dat enige iemand jou ooit stil maak en vir jou vertel, jy kan nie die woord van God verkondig, omdat jy 'n vrou is nie. Die woord is dan deur 'n vrou gedra vir 9 maande lank. Die woord is deur 'n vrou in hierdie wêreld gebring en die woord is deur 'n vrou gesoog en grootgemaak en daardie selfde vrou was by die woord toe hy sy lewe aan God oorgegee het. En nou wil jy vir my kom vertel, 'n vrou mag nie die woord bring vir Jesus se liggaam nie, terwyl 'n vrou daardie einste woord in die lewe gebring het. Nee wat meneer, dink jy maar weer. Ek eer vandag ma's. Hulle het guts, hulle het liefde, hulle het deursettingsvermoë, hulle is getrou, hulle gee 'n sagte, tog standvastige dimensie aan geloof en hulle weet hoe om die woord van God te koester en liefde uit te leef. Ek self is deur so 'n ma grootgemaak en ek sal eer haar vandag vir die eyster vrou met die roomsagte hart wat sy is. Vir elke mamma wat hierna luister, jy is spesiaal en jy is kosbaar vir God. Hy het jou so gemaak, mag jou Moedersdag bitter besonder wees. Here Jesus, dankie vir elke liefdevolle, sagte moederhart. Dankie dat u hulle so gemaak het, dat u gekies het om hulle so te maak. Dankie Here dat hulle 'n toonbeeld is ook van u beeld en van hoe u lyk. Dankie dat ons iets by elke mooi ma kan leer van u hart vir ons. Ons eer hulle vandag en ons bid u seën op hulle lewe. U seën op hulle saad in elke kind se lewe wat hulle groot gemaak het. U mag daai saad 'n ryke oes lewer in u koninkryk. In Jesus naam, amen. Geliefde van Jesus, as jou ma nog leef vandag, bel haar, dis belangrik.